Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Die kwessie van die Septuagint het nou telkens na vore gekom. Prof. Koenig kyk dan in meer besonderhede daarna. Die vroeë Christene het die Septuagint verkies bo die oorspronklike Hebreëse teks. Die Septuagint was eerder 'n verwerking van die oorspronklike Hebreëus as 'n noukeurige vertaling. En juist dit was een van die redes waarom die Christene dit verkies het. Die afwykings in die Septuagint het hulle saak baie goed gedien. Amos 9 vers 11 tot 12 en Psalm 16 vers 8 tot 11 is klassieke voorbeelde. In beide gevalle bou die skrywers van die Nuwe Testament hulle hele argument op die teks van die Septuagint en nie die oorspronklike Hebreëse teks nie. Hulle het die Septuagint so effektief gebruik in hulle argumente met die Jode, dat die Jode later hierdie vertaling verwerp het, wat hulle self van die Ou Testament gemaak het. 'n Saak waaraan ons nie aandag gegee het nie, is dat daar meer boeke in die Septuagint is, as in die oorspronklike Hebreëus of tans ons Ou Testament. Daar is omtrent 8 sulke boeke, en ook toevoegings tot sekere boeke, soos Jeremia en Daniel. Die meeste van hierdie boeke is geskiedenisboeke, of wysheidsboeke. Die geskiedenisboeke dek hoofsaaklik die byna 400 jaar tussen die Ou en Nuwe Testament. Dit is 'n waardevolle toevoeging tot ons kennis, omdat heelwat oortuigings wat in hierdie eeue na vore gekom het, later 'n belangrike rol speel in die Nuwe Testament, soos byvoorbeeld die prominensie van bose magte. Dit alles het natuurlik radikale implikasies vir ons siening van die inspirasie en gesag van die Ou Testament. Die feit dat die skrywers van die Nuwe Testament die Septuagint so vrylik gebruik het en selfs bo die Hebreëus verkies het, beteken dat hulle dit op presies dieselfde vlak as die oorspronklike Hebreëus aanvaar het as die woord van God. Trouwens, waarna ons nie gekyk het nie, is dat hulle selfs uit boeke wat nie in ons Ou Testament is nie, aangehaal het. Voorbeeld in Judas vers 14 tot 15, en dan op presies dieselfde wyse as hulle aanhalings uit die Ou Testament. As ons dit alles regtig ernstig neem, kan ons nie woordinspirasie aanvaar nie. Met ander woorde, dat elke woord in die Bybel geïnspireer is nie. As die vroeë Christene geglo het elke woord is geïnspireer, kon hulle nooit die Septuagint in die woord van God aanvaar het nie. Waarskynlik het hulle wel geglo dat die boodskap geïnspireer is, want wat hulle in die Septuagint gebruik, klop met wat hulle oor Jesus en oor die boodskap van die Ou Testament geglo het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons ook om eerder te soek na die boodskap wat u woord vir ons bring. Die boodskap van u liefde en u verlossing deur u Seun Jesus Christus. Dat ons nie teen woorde sal vaskyk nie, omdat dit uiteindelik dan nog maar steeds mensewoorde is waarin daardie boodskap oorgedra word. In Jesus se naam. Amen.